belyn aksies met geloof. Geloof is nie net 'n innerlike oortuiging nie. Geloof is juis ook 'n uitnodiging tot aksie. Ons vind in Hebreërs 11 'n hele galery van mense wat nie net geglo het nie, maar op grond van daardie geloof wat hulle in God gehad het, opgetree het. Abraham het getrek na 'n vreemde land. Noag het 'n ark gebou. Moses het die volk na 'n nuwe land gelei. Hulle het nie gewag vir sigbare bewyse nie. Hulle het hulle aksies bely met hulle geloofsvertroue in die beloftes van God. En hoewel die belofte nog onsigbaar was toe hulle begin optree het in geloof, het hulle die vervulling daarvan uiteindelik kon sien. Ons moet vandag weer hoor en glo wat geskryf is in Hebreërs 11 vers 1. Daar staan: om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om in God te glo is om te leef met hoop, met betekenis, met vertroue, en juist daarom word jou lewe geloof in aksie. In die veld van positiewe sielkunde het Martin Seligman bevestig dat waardes wat gewortel is in oortuiging, gee juis betekenis aan ons lewe. In sy boek Flourish verduidelik hy dat wanneer ons optrede ooreenstem met ons diepte waardes, dan voel ons nie net meer vervuld nie. Ons het ook nog meer veerkrag en ons leef ook baie meer vreugdevol. Dink aan 'n keuse waar jy op God moet en kan vertrou. Vra jouself, hoe kan ek vandag my geloof in aksie uitoefen? Wat is die een ding wat ek nou moet doen, wat wys, ek glo God? En herinner jouself nou aan God se beloftes en sê vir God, jy aanvaar, jy glo sy teenwoordigheid. En dan tree jy op, jy neem aksie, jy gee die eerste tree, jy klim die eerste trappie. Want hoe meer jy jou aksies belyn met geloof, des te meer groei jou geloof en floreer jy. Leef geïnspireerd.